1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus se geboorte word aan Maria aangekondig. Lank gelede, in 'n klein dorpie met die naam Nasaret, het 'n jong meisie met die naam Maria gewoon. Maria was 'n baie spesiale meisie wat God liefgehad en gedien het. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, wat baie lief was vir houtwerk. Eendag, terwyl Maria besig was met haar daaglikse taakies, het iets ongelooflik gebeur. Skielik was daar 'n helder lig in die kamer en voor haar het 'n engel gestaan. Dit was nie sommer enige engel nie. Dit was die engel Gabriël, een van God se belangrikste boodskappers. Maria was baie verbaas en 'n bietjie bang. Sy het nog nooit 'n engel gesien nie. "Moenie bang wees nie, Maria," het die engel gesê met 'n vriendelike stem. "God is baie bly oor jou. Hy het jou gekies vir 'n baie spesiale taak." Maria het na die engel gekyk, steeds verbaas oor wat aan die gebeur was. Die engel het gesê, "Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem." "Jesus?" het Maria saggies herhaal. Dit was 'n mooi naam wat God red beteken. "Hy sal groot wees," het die engel verduidelik, "en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. God sal vir hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal vir altyd oor die huis van Jakob regeer. Aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Maria kon skaars glo wat sy hoor. Die engel het gesê dat haar baba die seun van God sou wees, die Messias wat God se volk so lank verwag het. Maar daar was iets wat Maria nie verstaan het nie. "Hoe kan dit wees?" het sy gevra. "Ek is nog nie getroud nie." Die engel het geantwoord, "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word." Dit was 'n wonderwerk wat God beloof het, iets wat nog nooit tevore gebeur het nie. Maria se baba sou nie 'n aardse pa hê nie. Hy sou die seun van God self wees. Om Maria te help glo, het die engel vir haar nog nuus gegee. "En kyk, Elisabet, jou familielid, verwag ook 'n seun in haar ouderdom. Sy wat onvrugbaar genoem is nou al 6 maande swanger, want niks is vir God onmoontlik nie." Elisabet was 'n ouer vrou, ver verby die ouderdom om kinders te hê. As God vir haar 'n baba kon gee, dan kan hy sekerlik vir Maria 'n baba gee op die spesiale manier wat die engel beskryf het. Maria het 'n oomblik stil gebly en nagedink oor alles wat die engel gesê het. Dit was 'n groot verantwoordelikheid wat God vir haar gegee het. Sy sou die ma wees van God se eie seun, die verlosser van die wêreld. Maar Maria het God vertrou. Sy het geweet dat God haar sou help met hierdie belangrike taak. Met 'n sagte stem, vol vertroue het sy geantwoord, "Ek is die diensmaagd van die Here. Laat met my gebeur volgens u woord." Die engel Gabriël het geglimlag en toe het hy verdwyn, net so skielik as wat hy gekom het. Maria het alleen in die kamer gestaan, haar hart vol verwondering oor die ongelooflike nuus wat sy sopas gehoor het. Sy sou die ma van Jesus wees, die seun van God. Dit was die grootste eer wat enige vrou ooit kon hê. Sy het besluit om dadelik na haar familielid Elisabet toe te gaan om die wonderlike nuus te deel en om te sien of wat die engel oor haar gesê het, waar was. Maria het geweet dat die pad vorentoe nie maklik sou wees nie. Mense sou dalk nie verstaan of glo wat gebeur het nie, maar sy het geweet dat God by haar sou wees, elke tree van die pad. En so het Maria se reis begin, 'n reis wat haar sou lei om die ma te word van Jesus, die verlosser van die wêreld. Onthou dat God soms vir ons take gee wat moeilik lyk, net soos hy vir Maria gedoen het.
Maar as ons hom vertrou en sê ja vir wat hy vra, sal hy ons help om dit te doen. En wonderlike dinge kan gebeur wanneer ons vir God vertrou. Fluit, fluit, my storie is uit.